Goeiemôre julle almal, vir die wat ek nie persoonlik gegroet het vanoggend nie. Dit is my voorreg om vanoggend hier te kan staan en ook oom Johan se lewe te kan vier so op 'n spesiale manier. Terwyl ons so sit, kom ons raak vir 'n oomblik net rustig, laat ek vir ons die foto met die seëngroet kan doen. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Dis ook daardie God wat julle vanoggend elkeen groet, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo julle elkeen het 'n begrafnisbrief gekry vanoggend en ek wil dit graag vir julle voorhou. Julle sal sien, daar's ons ook 'n papiertjie met die liedere wat ook op die bord sal verskyn later. Die rede hoekom ons vanoggend hier is om afskeid te neem van oom Johan Maritz, wat gebore is die 26ste November 1940 en wat gesterf het op 17 September 2025. Die familie skryf, dit was vir ons 'n voorreg om deel van Johan se lewe te kon wees. Hy was ongelooflik lief vir sy vrou vir 57 jaar, sy kinders, kleinkinders, sy tweelingbroer, familie en vriende. Johan sou enige iets waar moontlik vir hierdie mense doen. Sy hande het vir niks verkeerd gestaan nie en hy het altyd planne gemaak. Ons gaan sy lewenslus, sy skerp sin vir humor, sy drukkies, sy lus vir koffie en innoverende idees om die dinge makliker te maak, nooit vergeet nie. Jou deursettingsvermoë, positiewe uitkyk op die lewe, respek vir mense, eerlikheid, wysheid en glimlag sal altyd by ons bly. My man, pa en oupa, ons gaan jou baie mis. En dis die rede hoekom ons vandag by mekaar is om oom Johan se lewe te kom vier. Kom ons buig ons hoofde saam en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat U vir ons die geleentheid gee om vandag in hierdie kerkgebou by mekaar te kom, om 'n geliefde persoon in die gemeenskap se lewe te kom vier, om eer te kom betoon, maar ook om te kom sê ons weet waar sy genade en sy vrede gevind word, en dit is by U. Here, U weet waar die hartseer is, U weet waar die pyn is, U weet ook dat 'n familielid nie meer daar is nie. Mag ek vandag vir U vra om hierdie familie en vriende wat voor my sit vanoggend styf vas te hou en hulle te koester en te beskerm en deur hierdie tyd nooit te verlaat nie. Mag ons vra vir U genade en U liefde meer en meer as wat ons dit ooit kan verstaan, maar laat ons dit kan voel en weet U is by ons. In Jesus Christus se naam bid ons dit alles. Amen. Op julle briefie sal julle sien, daar is 'n lied, lied 464, Nader my God by U. Ek gaan vra dat julle sal staan en dan gaan ons hom saam sing. En dan as ons hom klaar gesing het, mag julle dan weer julle sitplekke inneem. Die woorde gaan ook op die bord verskyn. En ja, kom ons staan en dan sing ons hom saam. Sal jy asseblief unmute, Annelie? Dankie.
Ek lees vanoggend vir ons 'n gedeelte uit Matteus 5 uit, die begin van die bergrede en wat ook bekend is as die saligsprekinge, maar ek lees sommer van vers 1 af. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal getroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal gesaag word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Tot sover ons teksgedeelte. Ek wil graag vir julle vanoggend sê dat vers 3 en vers 4 is ons fokusteks vir vanoggend, waar daar staan: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dan ook 'n troos vanoggend: Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ons fokus op daardie teksgedeeltes vanoggend, maar voor dit wil ek graag vir julle sê dat hierdie is die begin van Jesus se lering vir sy disippels. Hy kom leer die mense wat hom agtervolg, wat hom ondersteun, wat saam met hom loop in die wêreld, hoe hulle lewe moet voortsit, hoe hulle 'n voorbeeld van God in hierdie wêreld moet wees. En dit is ook vir ons vandag 'n teken van hoe ons moet lewe, wat vir ons belangrik is, maar wat ook vir God baie belangrik is. En so leer die Heilige Gees ons om te kan lewe volgens hierdie saligsprekinge. Hierdie maniere van hoe God kom sê, maar dit is wat jy as beloning kan kry. Wees sodat jy eendag 'n regverdige mens gesien kan word. Deur mense wat weet hoe afhanklik hulle van God is, beteken hulle kry die seën van God af. Wanneer ons weet dat ons afhanklikheid by God lê, is ons sagmoedig en dan kry ons die aarde as beloning. Deur mense wat honger en dors na geregtigheid, beteken dit wat binne hulle is, word vervul deur die Heilige Gees. Deur mense wat bereid is om barmhartig te wees, kry net soveel soos wat hulle gee, want God seën die wat doen volgens sy wil. En so ook 'n intieme verhouding met God soek, om te lewe sodat ander mense kan sien ons is 'n kind van God. Dit is hoe God se koninkryk vir ons nader kom terwyl ons hier op aarde is. En dit is ook hoe ons vanoggend glo en vertrou oom Johan se lewe was. Is dat hy as kind van God hier geloop het op hierdie aarde en vandag ook vir ons 'n voorbeeld kan wees van hoe ons vertroue in God kan plaas en kan weet hy sal sorg. Dis nie altyd vir ons maklik om die regte dinge te doen nie. Dis nie altyd vir ons maklik om te lewe volgens al hierdie verwysings wat die Here vir ons gee nie. Maar soos wat 'n mens hoor hoe daar gepraat is van oom Johan met al sy planne en hoe hy altyd gegroet het as hy hier by die kerk aangekom het, dit gaan goed. Hy het gesê dit gaan goed. Maak nie saak hoe sleg dit gegaan het eintlik nie. Maak nie saak hoe seer hy gehad het nie. Ons gaan aan. Ja, meisiekind, ons gaan aan. Dis wat hy altyd vir my gesê het. So mag dit vir julle ook 'n troos wees vanoggend om te weet dat daar waar oom Johan vandag saam met die Here is, daar is hy vol jubel en gesange en lof in sy hart.
Ons mag dalk vandag voel asof ons net hartseer is. Asof alles net sleg gaan, want daar is 'n geliefde wat nie meer hier saam met ons is nie. Maar net soveel seer soos wat ons as mense kan ervaar, weet Jesus wat dit beteken om deur hierdie situasies te gaan. Dink vir 'n oomblik in die gedeeltes in die Bybel wat praat oor hoe Jesus vervolg is. Hoe Jesus versoek is deur die duiwel en hoeveel keer daar gesê is, maar doen dit, jy's honger, so verander hierdie klippe in brood. En dan het Jesus gesê, maar nee, ek ly eerder honger voordat ek die wil van my Vader nie doen nie. Die duiwel het vir Jesus gesê, spring van die tempel af, en Jesus het gesê, nee, ek sal nie my Vader versoek nie, hy's goed, ek sal nie teen sy wil gaan nie. Net soveel het die duiwel vir hom gesê, maar ek kan vir jou alles gee, en dan Jesus gesê, nee, maar ek het reeds alles in my Vader. En so kan ons ook vandag daaraan vashou dat alles wat ons het, alles wat ons is, en alles wat ons weet, kom van God af. En dit kan vir ons 'n troos wees, dit kan vir ons sê dat daar hoop is vir die toekoms, en ons kan dit ook in mekaar se lewens sien. Want net soos wat vers 3 sê, daar is vir ons 'n beloning wanneer ons vertrou op die Here, weet ons daardie beloning is so groot in die hemel, dat ons dit nie vir mekaar kan beskryf nie. Ons kan dit nie vir mekaar beskryf nie, selfs die kleinste bietjie is vir ons te veel om te verstaan. Want God is goed, maak nie saak waar ons is nie. Mag ons standvastig bly in die woord van, al kry ons swaar, sal God ons steeds beskerm, sal God steeds sy vaderhand rondom ons hou, en vir ons 'n veilige bewaring gee, al kry ons swaar. En spesifiek vandag is die swaar kry, wat ons in hierdie teksgedeelte vir onsself kan vat, is die afskeid van 'n geliefde se lewe. Maar die beloning is groot, want ons weet, ons gaan mekaar weer eendag sien. Ons weet die beloning is groot, want ons word nie alleen agtergelaat nie, want Immanuel beteken God met ons. En wie anders is dit as Jesus wat saam met ons die pad stap? Ons as kinders van God lewe met die wete dat God sorg, dat hy by ons is, selfs in hierdie pyn en seer. Dis hoekom dit vir my so mooi is, as mens die verskillende vertalings van die Bybel so 'n bietjie gaan kyk, hoe mense die woorde van God vertaal het, sodat elkeen van ons dit kan verstaan. Sodat ons dit vandag in ons eie taal kan verstaan, en Eugene Peterson het die boodskapvertaling vertaal vir mense wat sukkel om te verstaan. Mense soos die dowes wat op 'n ander manier moet verstaan as ons. En hy het hierdie 2 verse het hy vertaal, en ek wil dit graag vir julle lees soos wat dit in die boodskapvertaling is. Hy het gesê, gelukkig is almal wat van God se goedheid en sorg afhanklik is. Hulle sal definitief 'n plek in sy nuwe wêreld hê. Hoe mooi is dit nie? Hoe mooi is dit nie vir ons om vanoggend weer vir mekaar te sê, dat gelukkig is ons, gelukkig is elkeen van ons wat hier vanoggend sit, en weet, dat God se goedheid en guns iets is wat ons afhanklik vanaf is. Ons kan nie lewe daarsonder nie. En dan die hoop en die blydskap wat daarmee saamgaan om te weet, dat daar definitief vir ons 'n plek in die nuwe wêreld is. Vers 4 sê, gelukkig is almal wat hartseer is oor die pyn en swaar kry in hierdie wêreld. God self sal hulle trane afdroog. Hoe mooi is dit nie om te weet dat elkeen van ons se hartseer vandag deur God self afgedroog word nie. Dat dit wat ons emosies vir ons moeilik maak, kom sê God, maar ek sal jou dra. Vertrou net op my. Is ons die gelukkiges vanoggend? Is ons die geseëndes vanoggend, omdat ons weet op wie ons vertrou, omdat ons weet waar ons beskerming en geluk en vrede vandaan kom.
Ek wil vanoggend vir julle vra om positief te kyk na die wil van die Here. Om positief te kyk na dit wat in ons lewens met ons gebeur. Want sodra ons besef dat ons geluk nie van onsself afhang nie, ons kan onsself as mens nie gelukkig maak nie. Dit kan net van God afkom, dan weet ons selfs in 'n moeilike tyd soos hierdie, selfs in 'n tyd waar 'n geliefde nie meer met ons is nie, kan ons sê, maar my vertroue, my hoop en my geloof bly in God. Die familie het vir my gevra, ek moet ook iets met Psalm 23 doen. En dit is vir my eintlik, vandag kan ek dit sê, dit is nie 'n hartseer Psalm nie. Want baie keer gebruik mense Psalm 23 as hierdie hartseer Psalm, maar vanoggend kan ek hom vir julle saam lees as 'n Psalm van hoop. 'n Psalm waar ons kyk na God se versorging vir ons wat op hom vertrou, van God se omgee en beskerming. Want as jy luister na die woorde van Dawid toe hy hierdie Psalm geskryf het, kom ons agter, hierdie is vir mense wat wil aangaan. Hierdie is mense, of hierdie Psalm is geskryf vir iemand wat nie opgee nie, want hy weet waar alles wat in sy lewe is vandaan kom. So ek lees graag vir julle Psalm 23 saam, en hou in gedagte, hierdie Psalm moet vanoggend vir ons hoop gee. Hou ook in gedagte dat hierdie 'n Psalm is wat ons kan laat dink aan die persoon wat nie meer saam met ons is nie. Die Psalm mag ons laat dink aan oom Johan wat sy lewe se hoop op God geplaas het. Luister wat sê hierdie Psalm. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Ek hoop dit gee vir julle hoop. Ek hoop dit gee vir julle 'n nuwe manier om te kyk na hierdie Psalm, want ons kan vandag, soos wat daar in die begrafnisbriefie vers 1 geskryf het, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, kan ons vandag sê, oom Johan kom vandag niks meer kort nie, want die Here is sy herder, en hy is nou by die groen weivelde. Maar ons kan ook terselfdertyd sê, ons loop op die groen weivelde wat die Here vir ons gee, selfs terwyl ons nog vandag hier saam met mekaar is, want ons kry nuwe krag, en ons word op die regte paaie gelei. Mag ons gelukkig wees om te weet dat wanneer ons op hierdie paaie loop, die goedheid en sorg van God ons aan die lewe hou, dat ons dit nodig het. En dan ook wanneer daar gekyk word na feesmaal, ons almal gaan eendag weer by mekaar wees. So hoekom nie vandag sê, dankie vir 'n goeie lewe wat gelewe is, en mag ons saam met mekaar weet hoe groot en hoe wyd en hoe ver die liefde van die Here vir ons strek nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons kom wys deur hierdie saligsprekinge, dat ons die gelukkiges is. Here, dat as ons in U glo, ons vertroue in U plaas en ons lewe oorgee aan U, dat maak nie saak wat die wêreld na ons kant te gooi nie, Here, dat ons 'n veilige hawe by U het. Ja, Here, selfs 'n familie wat agterbly, selfs mense wat nie meer saam met ons is nie, Here, ons beskerming en geluk is nog steeds in U. Here, dankie dat U vir ons wys, deur elke dag se dinge, hoe U ons versorg.
Ja, Here, van die natuur wat rondom ons die lente verwelkom, tot die reën wat kom en tot die aand en die môre son wat opkom en gaan sak, Here. Dankie dat ons weet, U los ons nie alleen nie. Dankie dat ons kan weet, U hou ons vas met die wete, Immanuel, God is met ons. Here, stuur die Heilige Gees weer en weer en weer, elke keer in ons lewens in, sodat ons al hierdie dinge sal besef en sal weet, hoe goed U regtig is, hoe goed U werklik in hierdie wêreld vir ons is. In Jesus Christus se naam bid ons dit, glo ons dit en vertrou ons op U. Amen. Daar is nou geleentheid vir die huldeblyke, so ek wil nou net weet, is jy eerste of eerste hierdie ene? Gaan jy eerste? Wonderlik. Oom Johan se dogter gaan eers haar huldeblyk doen en daarna het ons 'n huldeblyk wat op die rekenaar gaan wees wat julle dan kan volg wat van oor die water afkom. So ja, jy mag maar vorentoe kom. Oeps, hy praat nie. Ek het soveel speeches al voorberei die afgelope week. Elke oggend 'n nuwe een en elke oggend aan nuwe goed gedink oor my pa. Toe tik ek maar gisteroggend 3:00 hierdie ene. Hy's die mees omvattende wat Marlene Kout gesê, so ek dink ek en Wanda is die praters nie, maar wat sy nie weet nie, my pa het van kleintyd af my gesê 'n bietjie stil bly, want anders kan hy nie sien waar hy ry nie. So ons kan baie praat en ek glo in stories vertel, want as jy net 'n stukkie van 'n ding hoor, dan kan jy dit so verkeerd verstaan. Dis belangrik om die hele storie te ken. So mense vra my nie graag om stories te vertel nie, Marnika, want dit kan ver gaan, maar dit is genoeg daarvan. Ek gaan hierdie maar lees, dit is die mees betroubaarste ene wat ek kan oordink. Liewe familie en vriende, ek wil sommer ook net sê dankie vir almal wat van ver af gekom het, Johan, en van die wat daar aan die kant die water sit, Amanda, ons mis julle, Elisma en Colin en Kyle. Ons sal julle almal graag hier wou gehad het. Ekskuus, dis nie die bankuit bedanke nie, Wanda, maar dit was nie daarin nie. En ek wil sommer vir haar sê dankie dat sy daai deel vir ons gaan doen. My pa, Johan Marits, was die jongste toe nou van die tweeling van Anna en Hendrik Marits. Hulle was op die plaas Korrakloof in Patterson, jy is nou nie wipers nie. 'n jaar terug het my pa en oom Hein daar op die stoep vir my vertel dat hulle nou die oudste lewende tweeling op Patterson is. Eben en Marnus, julle is blijkbaar van in die middelrond. En gelukkig was hier die 84 jaar goeie gesonde jare. Papa het tot met die dag van sy dood nie 'n bloeddruk of 'n cholesterolpil gedrink nie. Vir 57 jaar en 'n klompie maande, ek kon nie meer tel nie, was my ouers gelukkig getroud en saam. Mama, ek weet dat papa jou ongelooflik baie lief gehad het en dat hy altyd net die beste vir jou wil gee. Jy was sy alles, tot op die laaste. Dankie vir die vrou wat jy vir papa was. Julle voorbeeld sal ons altyd bybly. Hy was 'n flikse mens, nou bewe ek, daai hond se tande wat so geknars het, Johan is nou in my broek. Ons het die hond gebad en toe bewe sy so, maar in elk geval, hy was 'n flikse persoon wat nooit regtig kon stil sit nie. En het ook glad nie daarin geglo om middagslaapies te neem nie, want hy het gesê jy slaap in die nag. Papa was 'n innoverende, praktiese genius, wat altyd met nuwe idees voor in dag kon kom en dinge beter en makliker kon maak met min. Nog 'n maand terug toe ons die 4x4 loopraam vir hom gekry het, waar hy ook die ding modify. Sy werkskamer was netjies. Alles het sy plek en dit was natuurlik die rede waarom hy tot omtrent 'n maand terug nog self die gras gesny het, want orde was beter as wanorde. Hy het sy lewe min goed spesifiek vir ons gekoop fisies, hy en oom Hein. Het al die geld vir die tannies gegee. Maar ek onthou die dag, want dat julle sal onthou, toe hy en oom Hein stad toe was en met 'n splinter nuwe Datsun bakkie
'n klimraam, 'n kaskar en 'n televisiestel vir elk van die 2 gesinne op die plaas gearriveer het. Dit het daar aangekom. En dit was omtrent 'n konsternasie, eers om die televisies in te stel en toe die kaskarre aan mekaar te sit en so van. Pappa was 'n ongelooflike onselfsugtige persoon wat nooit gestroom het om te help nie. Soos die keer toe ek hom gebel het om na Ounooi, en dit was nou nie hierdie Ounooi nie, dis my hond Ounooi, te kom kyk omdat ons 'n krisis gehad het. My pa het sommer nog daai middag vir my ma gesê om te pak en daai aand het hulle in Groot Brakrivier opgedaag. Van hom het ek geleer om die Here in alles te vertrou, want hy weet altyd die beste. My pa het my geleer van eerlikheid, vir respek vir baie mense, vertroue, opregtheid en van ons Here Jesus Christus. Hy was nie 'n man van baie woorde nie, maar hy het eendag vir my gesê, Amelia, as dit sleg gaan, dan werk ek maar in die tuin. Dit was 'n manier om uiting te gee aan sy emosies. Natuurlik was pa streng. Maar hy wou altyd die beste vir sy kinders hê. Al het ek en Johan dit nie aldag verstaan nie. Hy was ook 'n bok vir sport. Ons het leer boogieboard berei daar by die see, want jy kan nie net in die water staan en niks doen nie. En ons eerste boogieboard het na ons eerste rit middeldeur gebreek, want dit was hierdie polistireen goeders. Toe besluit hy gaan vir ons ordentlike boogieboards koop. En hulle is nou nog by ons by die see. Ons ry hulle nou nog, maar ek het hom 'n bietjie ge-upgrade, want ek 'n bietjie groot geraak vir daai een. So ja, hy was 'n groot tergees. Hy was baie lief vir tuinmaak. Soos ek vir Amanda gister gesê het, hy was besig om die bos te hervestig wat hulle destyds uitgehaal het om plek te maak vir landerye. Hy was baie lief vir vleisie braai, gereeld as ek gebel het op 'n Sondag, dan was daar kole en daar was 'n vleisie op die kole. Hy was baie lief vir stap. En ja, was hy fiks. En hy was baie lief vir die natuur. Die voeltjies het name en as daar 'n nuwe een gearriveer het in die tuin, is daar navorsing gedoen om te bepaal wie en wat is hierdie voeltjie nou. En daar's omtrent studies gedoen. Die laksman was nooit gewild nie, nee, omheen. Soos hy vir mamma so 2 weke terug genoem het, toe hy gesê het hulle moet gaan stap en hy actually nie meer kon nie, toe vra sy vir my waarheen met ons stapskatte. Hulle het mekaar skatte en Ounooi genoem. Toe sê hy hemel toe, ai papa, en toe stap jy die verpad, want sy het vir hom gesê, dis ver. Papa, ons gaan jou mis, en soos Omyn ook maandag gesê het, toe ons 'n halftuin reën gekry het op die plaas, 'n groot man het geval, en juist daarom reën dit. Ons sal die Heer jou rus en vrede. Dankie. Hanlie, sal jy asseblief vir ons unmute daar, sodat ons na die volgende een kan luister asseblief? Dag, Johan. Sorry, daai ander ene speel nog. Sorry julle, dit gebeur ook partykeer. Maar ek gaan nou net speel totdat hy klaar is met die laaste vers wat ons hier gesing het, nee. Nou luister ons net daai gedeelte gou klaar, sorry man. Dag, Johan. Ek ken jou van my geboorte, 66 jaar reeds. Jy het my geleer katekwaad doen as kind op die plaas, gate skiet in honde se drinkbakke. Ketty skiet ook. Toe julle 2, ja sorry, ek sien julle altyd as een.
Maar die dagen wat julle wou gaan vry, was ek jaloers. Ek het alles probeer om julle tuis te houde. Dan speel ons wegkruipertjie tuis en so kon julle ontsnap. Vir my was julle my broers. Veel meer dan neef, veel digterby. Ek was altyd met elke besoek gemeet in die stalle, met die datum daarnaast, sodat ons kan sien hoe ek groei. Iets wat ek ook hier met ons dogter gedaan het, op haar kamer. Julle het my leer trekker bestuur en my eerste snel les in bakkieryden, op heel vroege lywe. Ek onthou nog ook die troue. Was ek ook nie gelukkig nie, maar ja, hoeveel weet mens op 10 of 11? My eerste vloekwoorde het ek daarop getel. As ek terugdink aan die jare op die plaas, dan was dit goed. Later, toe ek groter was dit 'n ontvlugting uit die stad. Ons het saam gerook, gedrink, gebraai en my leer brandewyn en coke drinke. En heel veel gelag. Ja, dit het ons veel gedaan. Gelagten. By julle het ek geleer om die koeie en die kalfies en die melk en die eiere en die kappaaie, die bos, die wild en die lekker Gouda kaas. Nou woon ek in Kaasland. En my liefde vir die natuur, wat ek steeds overgehouden heb. Ek skiet ook nooit meer. Ek gaan stap hier, ook in die bos, en kyk herten. Die deur was altyd open, ook vir my vrienden. Toen ek uiteindelik my groot liefde vind in Amsterdam, en my hart verloor in 1997, was jy bereid om my ouders te huisvest, sodat ek mijn hart kon volg. Bedank. Vandag is ek steeds hier met my vrou en ons dogter van 28. Gelukkig het het goed gegaan. Soms kry mens 'n kans. Ek is nou meer Hollander dan boertjie. Ek skree nog steeds vir die bokke. Maar vergeet kan ek nooit. Jy het diep spore gelaat en my help vorm. Daar gaan niet 1 maand om wat ek nie praat oor my tyd op die plaas. Nie dat jy besluit het om ons te verlaat. Nu het ek net 1 broer over. Dankie dat jy my aanvaar het vir wie ek is. 1 stukkie Gora sal altyd in my sit. Jou son het lank geskyn op ons almal. En dit was goed. Jou lig sal nooit verdoof. Dit blyf wel binnen branden. Rust nu salig. Jy het gedoen wat jy moet en wat jy kon. En dit was goed. Veel liefs, Amanda, jou niggie uit Amsterdam. Soos ander dit noem, Sodom en Gomorra. Maar so sleg is dit ook nie, hoor. En daarmee is dit nou totsiens. Dag Johan. Wanda, dis nou jou geleentheid om die bedankings te doen, asseblief. Ons het ook al brille. Hallo julle almal. Die familie wil net dankie sê vir alle ondersteuning en hulp in hierdie baie moeilike tyd met Johan. Ons het nie woorde nie. Spesiale dank aan oom Hein, Tony, Terry, Dwayne, Bianca, Ilse, Fossie, Tannie Koti, Adele, Hanley en Rosemary met hulp en bystand wat julle aan ons ma gegee het gedurende die laaste tyd waar ons pa ewe skielik agteruit gegaan het. Ook aan Tannie Annetjie vir haar liefde en omgee. Baie dankie aan Dominee Marnico vir alles wat sy gedoen het en ook vir al die heerlike etes wat deur die gemeentelede van Patterson voorsien is. Ons bedank ook almal vir julle bemoedigende boodskappe en oproepe wat ontvang is. Julle is ongelooflik. En dan laastens baie dankie aan Dominee Wessels vir die hantering van die roudiens, die gemeente van Patterson, asook die vriende vir verversings na die tyd
die gemeente dames en die vriende. Ek dink hulle is seker dieselfde mense. Die kosteres en die dames wat die saal gereed gekry het, Sissie. En dan aan die begrafnisondernemers, Clarence Wood vir die livestream en Jeanette vir die blomme. Die Here seën julle almal. Staan en dan sing ons asseblief hierdie Onse Vader, as jy kan unmute asseblief. Terwyl julle so staan, die Here sal julle seën en hy sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle vrede gee elke dag wat julle op hom vertrou. Amen. As julle 'n oomblik sal gee, ons gaan vir die gesin eers vra om uit te stap. Julle kan agter die familie aanstap. Ons gaan die laaste eer betoon by die kerk.
Ek staan vandag soos duisende voor my, met 'n vuur hier in my hart voor U. Deur al die eeuwe heen is U naam besang, en saam met engele wil ek ook nou net spring. My woorde is maar hier moet ek begin, want U alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my weg, U is my lewe, U is alles. Goed, ek hoor julle, ek hoop julle almal kan my hoor. Ek gaan die formulier lees en dan gaan ons almal saam hard ons geloof bely. Ek gaan dan vir ons die geloofbelijdenis saam lees. Johan Maritz is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowiges uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterwe het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan leef en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Julle kan saam met my hardop die geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou vir almal, is die familie kans gee om laaste eer te betoon en dan kan die nader staan. Die mooiste waterstrome, watervalle en die see. Jy maak 1000 soorte bome, jy het dit als vir ons gegee. Jy maak blomme in alle kleure, en al die diere maak jy hier. Selfs die mens in soorte klere, en jy het my gemaak o Heer. Dit alles is net 'n stukkie van wie U is, 'n stukkie van wie U is. As ek om my kyk, kan ek maar net dink hoe my Vader lei.
net dink hoe my vader lyk. Hy verf die mooiste kleure van die hemel en laat die son so helder skyn. Hy hang ook liggies aan die hemel en laat die maan deur my venster skyn. Hy stuur lig vir hierdie wêreld soos geen ander lig kan skyn. Ja, hy seun moes hier kom sterwe om ons van sonde te bevry. Dit alles is net 'n stukkie van wie hy is, 'n stukkie van wie hy is. As ek om my kyk, kan ek maar net dink hoe my vader lyk. Dit alles is net 'n stukkie van wie hy is, 'n stukkie van wie hy is. As ek om my kyk, kan ek maar net dink hoe my vader lyk. Dit alles is net 'n stukkie van wie hy is, 'n stukkie van wie hy is. As ek om my kyk, kan ek maar net dink hoe my vader lyk. Dit alles is net 'n stukkie van wie hy is, 'n stukkie van wie hy is. As ek om my kyk, kan ek maar net dink hoe my vader lyk. Dit alles is net 'n stukkie van wie hy is, 'n stukkie van wie hy is. As ek om my kyk, kan ek maar net dink hoe my vader lyk. Dit alles is net 'n stukkie van wie hy is, 'n stukkie van wie hy is. As ek om my kyk, kan ek maar net dink hoe my vader lyk. As ek om my kyk, kan ek maar net dink hoe my vader lyk. Ek weet jy wonder soms Ek met die uitbrei buite staan. hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae in jou hart, is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, onthou ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel
wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie.